kan behou en wat ons net lekker paar wedstryde agterrug kry. Ja nee, verseker. Heinrich hier so die velde lekker nat daar so op die skerm, dames en here, die span wat daar so in die wit truie is. Dit is die span van Help Mekaar. Hulle doen dan ook die afskopwerk en die span wat die ontvangwerk doen daarvan op die skerm van regs na links. Dit is die span van Paul Boys en dit sal baie interessant wees hoe hierdie twee spanne te mekaar opweeg vandag hier so op 'n papnat Kimberley hier so op die Kimberley se B-veld waar hierdie twee spanne vandag gaan veg vir 'n oorwinning. Natuurlik hierdie spanne, die span daar uit die Kaap uit, daar van Ou Redstraat daar in die Parel, Hoër Jongenskool Parel, waar alreeds 'n paar springbokke wat hulle opgelewer het, so deur die loop van hulle geskiedenis. As ek so vinnig kyk na 'n paar name daar, so Frans Malherbe, Thomas de Tooy, wat daar in die voorrye vir die springbokke gesak het, Salman Murat, Evan Roos, Kewen Horn en Cameron Hannekom. Dit is 'n paar springbokke, net daar uit die roemryke geskiedenis van die Hoër Jongenskool Parel. Natuurlik Help Mekaar, span daar uit Johannesburg se wêreld wat daar onder die Leeu's se vaandel speel. En die manne daar die Leeu's het, hulle neem deel daar in die Noordval, die Verseker beker wat volgende naweek gaan afskop. En dit sal ook baie interessant wees. Maar die Skamskruit Heinrich altyd hier op 'n natveld, 'n baie moeilike storie om uit te sorteer. Ja, beslis 'n baie moeilike storie om uit te sorteer. Ek dink die spelers moet net hulle voete nie wyd uit mekaar hou nie en almal moet nou in saamwerk. Skeieregter wat so bietjie sy tyd daar vat net om seker te maak, soos Heinrich gesê het, manne wat se voete so klein bietjie te ver agter gaan wees en dan kan jy gly en val. En dit is die laaste ding wat ons wil graag sien hier in die rugby. Val hierdie onder 16, die manne se testosteroon wat baie hoog loop en hulle gaan mekaar wil opkuil hier in die eerste vaste skram. En die kant daarvan Help Mekaar, die span daar met wit van links na regs sien is so PW Du Plessis, Janu Henning en Rudy van Tonner en hulle direkte teenstander Lucia Geresima, Ewald Lou en Bismarck van Eden. Maar Help Mekaar glad nie bang om baie bal dadelik die praatwerk te laat doen. Die gaan lekker wyd daar met die bal uit. Onmiddellik Help Mekaar in die middelveld. Goeie aangee daar deur die skramskakel van Help Mekaar, Rikus de Jager. Sterk aangee daar, maar omkeer besit. En dit is die span daarvan Parel wat kyk of hulle hierso met daai bal iets kan doen, maar ongelukkig daar die hanteerfoute wat begaan word. En die span van Help Mekaar skop die bal daardeur. Help Mekaar wat nou daar op die aanval is. Parel wat daar so vir alles keer wat hulle werd is, kry dit tog so reg om so 2 meter vorentoe beweeg. Voorspelers wat nou ingeroep word daar om te kyk of hulle hierdie spel bietjie kan beredder. Natbal op 'n nat veld. Jy gaan baie skopwerk sien deur hierdie loop van hierdie dag. En ek dink as jy hierdie eerste stuk hierdie al reeds die toon aangegee het, baie balle wat in die lug gaan wees met die voet. Ja, beslis in sulke weeromstandighede gaan dit 'n pluspunt wees vir die span om agter die verdedigers te speel, om hy skoppies deur te sit, om hulle onder druk te sit en hulle lyne te hou. Sien daar so die bal wat teruggeneem is in die 22, toe direk uitgeskop is. Dit gee die geleentheid vir Help Mekaar om 'n dryfmaal beweging daar van die lyn staan af vorentoe te vat. Parel, Hoër Jongenskool, hulle staan hulle man. Skeieregter laat spel tog voortgaan, nog steeds so klein bietjie beweging daar vir die manne van Johannesburg. Natuurlik skeieregter wat gewoonlik aan roep hy daar gebruik hom of verloor hom en dit is presies wat daar gebeur. Help Mekaar wat die bal invat. Use it or lose it, sê hulle in Engels. Maar hierdie keer die manne van Help Mekaar wat nie daai bal kon uitkry daar uit daai los dryfmaal beweging nie. Weer 'n keer 'n geleentheid om te kyk hoe hierdie skram homself gaan uitsorteer. Alreeds genoem van die nat toestande. As jy daar op die skerm kyk, daai nat plas wat daar so is, baie reën wat hier in Kimberley geval het laaste paar dae. En 'n skeieregter wat net so vir 'n oomblik sy tyd gaan vat om seker te maak dat hy wel 'n stewige fondasie kry vir hierdie vaste skram. Maar 'n paar groot seuns Heinrich wat daar in die voorry sak. Beslis 'n paar groot seuns. Ons gaan net kyk hoe hulle teen mekaar opmeet in die skrams. Skramskakel daar van Parel
Boys, Skalk Libbe wat die bal daar gaan insit. Natuurlik Paul Boys span wat nie nommers op hulle rug het nie, partykeer so bietjie moeilikheid maak hier vir die kommentators. Skoppie wat daar deurgaan, lekker ver veld af, goed ingehardloop deur die heel agter van help mekaar Dian de Wet. Maak so 'n paar meters, dan is dit weer 'n keer help mekaar met daai voorspelers van hulle. Kyk of hulle van hierdie Parel Seuns kan insuig, spasie te kan skep, maar die bal wat daar agter die rug aangegee word, onder druk daar vir Rilu Barnard. Sian Jonk daar in die 10 try vir help mekaar, dan word hy oor die kop gelig. En dan goeie opvolwerk daar deur help mekaar, maar nog steeds die bal wat nie uit is nie. En dan roep die skeieregter hulle tog terug. Tog lyk dit my daar skeieregter, natuurlik skeieregters van reg oor Suid-Afrika wat hierso geleentheid kry om ook hulle stempel te kom afdruk hier by die Wille Klawer. Paar van die SARU manne wat moet kom loer. Kyk hoe hierdie skeieregters ook die wedstryde hanteer. En dan natuurlik van daar af geleentheid vir hulle om ook dan deur die leer te klim daar by SARU se geleedere. Nou sit help mekaar, bal wat daar so weer 'n keer geskop word. Hierdie keer gaan hy nie heeltemal waar hy bedoel is nie. Dan is dit 'n modderbad. Dit lyk soos Nieu-Seeland. Daar so baie water lê daar op hierdie veld. Wissel is baie water. Ek hoop maar net die seuns hou hulle monde toe, want as hulle monde vol tande. Nee, 'n paar modderbekke wat ons hierso gaan vang later vanmiddag. En ek is net hier een ding bly, Heinrich, ek hoef nie daai help mekaar se wit treye te was na hierdie wedstryd nie. Daai wit treye daarso gaan nou dalk die breinspan teen die blou span sien. Sal moet sien wat gebeur, maar veldomstandighede nie heeltemal na wense nie. Hierdie keer is dit Paul Boys wat die bal daar na agter toe speel, maar hy word daar agter die voordeellyn wat hy gevang word. Gaan dan grond toe. Dan die skeieregter wat hard op sy fluitjie blaas. Maar daar vir die manne verduidelik, jy moet die bal los as jy grond toe gaan. En 'n geleentheid vir Paul Boys om hierso uit hulle 22 meter te ontsnap. Maar gebiedsvoordeel wat 'n groot rol gaan speel vandag. Ja, nee, beslis gebiedsvoordeel gaan 'n groot voordeel vorentoe in die wedstryde wees. As gevolg van die omstandighede, die bal is nat, die aanslaan en sulke goedjies. So is beter wat die jou foute maak in die opposisie se helfte van die veld, waar jy nie self van onder druk sit nie. Hierdie keer die lyn staan daar, ver oorgegooi. Dan word hy so met so wille hak met die voet weer gespeel. En 'n geleentheid hier vir Paul Boys. Hou die bal lewendig, dis die wagwoord op hierdie stadium. Maar hy's baie naby aan die kantlyn, dan word hy daar oor die kantlyn geboender. En so amper die eerste punte van hierdie wedstryd. Wat gaan in die guns van Paul Boys? Paul Boys, daar so woer skop wat hy daar geskop het, maar hy werk perfek uit. Nee, beslis perfek het gewerk. Alles dank aan die omstandighede op die veld, die bal is nat en is moeilik om op te tel. So 'n goeie besluit daarso. Manne wat nou daar so kop indruk, Paul Boys nog steeds op die aanval. Hulle het hierdie bal afgeneem daar by die seuns van help mekaar. Voor voetbal, voorspelers daar klein aangee, daar so goeie hanteerwerk deur die Parel Seuns. Gaan grond toe, geleenthede links en regs, voorspelers wat daar so reg onder die skade weer van die paal stellinge neem. Klein fop aangee daar deur die skramskakel. Skalk Libbe, kyk of hy daar kan deurkom. En dan so amper, maar die skeieregter wat sy fluitjie blaas. Nie heeltemal daar tevrede met die spelers se wegneem van die help mekaar seuns nie, ontoelaatbaar. En gelukkig daar die skeieregter wat dit opmerk en 'n strafskop vir help mekaar. Terwyl ons so 'n tydjie het, Heinrich, jy's 'n boerling hier uit Kimberley. Hierdie Wille Klawer toernooi, wat beteken dit vir julle, vir die skole en vir die gemeenskap?
Dit is baie massief vir Kimberley in Noord-Kaap. As ons kyk, dink daar's meer as 5000 atlete wat tans in Kimberley is nou, rugby, netbal, hockey, sokker. So dit is net massief en hier is die kans vir spelers om geleenthede te kry om 'n pad vorentoe oop te maak vir universiteit toe gaan of provinsiale rugby te speel. Maar die toernooi, die Absa World Club toernooi, sporttoernooi is baie goed vir die mense van die Noord-Kaap en in Kimberley. Nee, verseker manne daarvan. Parel wat daar die bal in die hand het, weer 'n keer tot diep in die kwartgebied van Help Mekaar, speel daar na die klein kantjie toe. Werk kliphard, gaan grond toe. Skramskakel, Libbe, hy staan daar en wag. Besluit tog om die klein kantjie aan te val. Voorspelers wat daar in 'n muur van verdediging vasloop van Help Mekaar. Weer 'n keer hierdie skramskakel, Skald Libbe. Besige mannetjie, hulle sal hom moet ophou. Maar natuurlik op hierdie stadium Kimberley Currie-beker kampioene. Beker staan nie in Kimberley. Ja nee, beslis, hy is by ons. Hy staan nie so. Wat 'n seisoen wat Griekos beleef het verlede jaar. En ek dink net die jaar 2026 kan ons net weer die beste uitdaag wat ons het en weer die trofee in die Noord-Kaap en Kimberley kan hou. Ja nee, dit is lekker om hierdie kompetisie te sien. Op hierdie stadium die kompetisie daar op die veld so slegte agtertoe aangee daar vir Help Mekaar onder groot druk. 5 meter van hulle doellyn af, dan is dit omkeer besit. Hierso is geleentheid vir die seuns van die Parel. Gaan hy daar verbykom? Slinger die bal, so een hand slinger hom na die binnekant toe, nog steeds Parel Boys high op die aanval. Weer 'n keer, hulle beweeg hierdie bal baie goed, maar ek dink daarso is die aanslaan. Man wat nie die nat bal onder beheer kan hou nie, maar tog baie goeie hanteerwerk deur hierdie spelers van Paul Boys. Natuurlik, dis die tipe weer omstandighede wat hulle gewoond is daar in die Kaap. Nee, beslis, hulle is gewoond aan die omstandighede. Is net verbasend wat hulle gee die bal lig. Hulle worry nie oor of hulle gaan aanslaan of so voort. So dit is baie iets goed om te sien. Ja nee, wie nie waag nie, gaan nie wen nie. En op hierdie stadium met so 12 minute se speeltyd wat reeds verstreke is, nog steeds geen punte op die bord nie. Dis hoe naby dit aan mekaar is, maar hier kom Paul Boys weer 'n keer met 'n aanval. Word gestuit letterlik 'n meter en 'n half vanaf die doellyn van Help Mekaar se verdediging wat gaan moet hou. Dan is dit manne daar van Paul Boys wat daar so oorbeer. Lekker groot seun daar, sal nie verbaas wees as dit Thomas Hudson is, die man daar van Paul Boys wat daar oorbeer nie. En uiteindelik die eerste punte van die wedstryd wat op die bord is in die guns van Paul Boys. Ja, beslis 'n goeie 3 daar deur Paul Boys. Ondersteuning was daar gewees. Spelers speel na mekaar toe en ek hoop dat hulle kan nog die 2 punte byvoeg en Help Mekaar kom terug by die afskop. Baie geleenthede wat so deur die jaar vir hierdie spelers geskep word. Ons praat van die Noord-Suid, ons praat van die onder 14 Kwagga Weka onder in Oudtshoorn, in Outeniqua se wêreld. En al hierdie spelers, hulle kry geleenthede wat die ons tydse spelers nie noodwendig gehad het nie. Maar dit is ook lekker om te sien hoe hierdie talent begin deurkom en hoe hierdie manne hulle self op die mark sit vir geleenthede later in die provinsiale Kruiwenweek, Grand Como weke wat voor lê. Ja nee, beslis as spelers soos hulle perform by toernooie, by sulke toernooie. Dit gaan net vir hulle kanse oopmaak om beter geleenthede te kry wanneer hulle provinsiale proewe speel. Hierdie afskop baie diep agter afgeskop in die kwartgebied van Paul Boys. Hanteerfout wat begaan word. En dit is presies wat Help Mekaar wou gehad het. Hulle wou graag in die halfgebied, ek wil sê amper op die kwartgebied van Paul Boys eindig. Hulle wat die bal sal kan insit by hierdie volgende vaste skram ook. En die span van Help Mekaar, hulle sal volgende wil punte aanteken. Hulle loop agter 5-0. Daai 1-3 van 'n paar minute gelede wat vir Paul Boys op die puntetabel gesit het. Hierdie keer geleentheid vir Help Mekaar, speel daar na die binneveld toe.
kliphard ingehardloop reg in die middel tussen die twee senters. Help mekaar nog steeds besig om te kyk of hulle hierdie verdedigingslyne van die Parel kan breek. Dan lyk dit vir my daar strafskop in die guns van Help mekaar. En nou is dit besluitnemingstyd. Hulle loop agter 5-0. Hierdie skop redelik maklik in bereik van die manne van Help mekaar se skopper. Maar Help mekaar, hulle sê hulle gaan 4-4 beveg. Hulle gaan nie tevrede wees met 'n 3 puntjies nie. Hulle wil kyk of hulle nog 5 punte op die bord kan sit. En Heinrich, in sulke situasies, wat dink jy is die beter besluit? Ek dink in sulke situasies as gevolg van die weeromstandighede, vat my jou 3 punte, bou jou punte op, want daar's geen versekering dat hulle door die bal gaan kry in die lyn staan en punte daarvan in die wand teken nie. Wel, hulle kan hom net sowel miskop ook nie. Beslis. Maar ons aandag nou eers by hierdie volgende lyn staan. Klaar daar, die fout wat begaan word. Skeieregter wat hulle naderroep en dit is presies wat ons gesê het. Foute wat begaan word, geleenthede vir punte, dit is nie gebruik nie. Help mekaar wat 'n besluit om daar vir die hoek te gaan, fout wat begaan word. En nou is daar weer geleentheid vir Paul Boys om te kyk of hulle kan uitkom hier uit hulle diep in hulle kwartgebied. Skeieregter wat daar op sy fluitjie blaas, verduidelik daar vir die manne, jy het skuins ingekom, loskop. Heel waarskynlik daar 'n teken daar van die assistent skeieregter gekry, daar aan die linkerkant. En die skeieregter wat sy fluitjie blaas en Paul Boys kry geleentheid om hierdie bal lekker ver oor die kantlyn te sool. Amper daar op die halflyn. 10 treestippellyn, ek vra hom verskoning. Maar 'n ongelooflike lekker gees en fees wat hierso by Kimberley se Wille Klawer aangebied word. Geleentheid vir Paul Boys daar so mooi gerang daar aan die lyn staan. Nou dryf hulle daar na manne van Help mekaar daar in Trierad. Nog steeds Paul Boys lekker hard praat hulle. Dit weer galm behoorlik oor hierdie veld. Nog steeds manne van die Parel daar, so dat hierdie is al goeie 30-40 meter wat hulle hierdie manne terugvat. En dan die skeieregter wat daar so hulle terug gaan roep. Help mekaar, hulle moes oortree om daai dryfmaalbeweging te stop. En die dryfmaalbeweging, een van die gevaarlikste, ek wil sê aanvalswapens deesdae in die moderne rugby. Nee, beslis is een van die gevaarlikste wapens om te gebruik. Veral wanneer die span met die bal in die hand die momentum kry, gaan dit moeilik wees vir die teenstanders om hulle te stop. Momentum in rugby. Dit is op hierdie stadium iets wat baie tel, veral in hierdie nat toestande. As jy voor voetbal kan kry, jy kan die teenstanders onder druk sit, dan is dit moeilik om uit daai areas uit te kom. En kyk net hierso, manne van Paul Boys wat besluit, hulle gaan die 3 punte vat. En dit is presies waaroor ons net gesels het, Heinrich. Nee, beslis. Hy kan die 3 punte kry of dit of nie. Hierdie keer die bal wat nie oor die pale gaan nie. En dit is nou daai ding wat hulle noem van 'n commentator's. Jy maak beloftes en jy besluit wat gaan wie gaan punte kry en dan besluit die skopper maak skop om nie oor nie. Paul Boys weer 'n keer op die aanval. Hulle het gevorder tot so 10 meter binne in die halfgebied van Help mekaar. Hierdie stadium die manne van die Kaap wat so bietjie meer bal besit het. So klein bietjie geleentheid kry om al hulle aanvalstoertjies te wys. En dan die natbal wat vorentoe verloor word. En Help mekaar, hulle kry geleentheid, man daar so Rikus die Jager, skramskakel van Help mekaar, hy wil daai bal hê, hy wil speel. En dit is wat Help mekaar sal moet doen as hulle wil terugkom in hierdie wedstryd. Hulle loop nie ver agter, die 5-0 is geensins 'n wentelling nie. Maar op hierdie stadium, Paul Boys wat baie meer bal het as Help mekaar. Nee, beslis Help mekaar verdedig nou die grootste gedeelte van die eerste helfte.
En ek dink dit sal beter wees as hulle begin 'n punte optel. Onthou maar die weeromstandighede maak dit nog 'n bietjie moeilik. Man wat daar die bal op die voet sit, losskakel van help mekaar Sian Jonk. Terug besluit om daai bal terug te hardloop, so fop aangee daar teen die kantlyn af en dan word hy oor die kantlyn geboener. Nog steeds die wedstryd se oorlosie wat meedoenloos afloop. Eerste 20 minute van hierdie wedstryd is verstreke. Nog net 5 minute, nog net 5 punte in hierdie wedstryd aangeteken. Dit het behoort aan die span van Paul Boys High School. Nou is dit help mekaar, daar so 'n lekker sterk beweging daar deur help mekaar. Rikus die Jager, hy speel daar so vir sy voorspelers wat die bal daar op spoed, klein bietjie agter die voordeellyn gevang, goeie opskietverdediging deur Paul Boys, weer 'n keer die Jager, voorspelers van help mekaar wat daar staan en wag. Was daai man onkant, ek wil amper sê dit was verseker daar so skeieregter wat sê geen invloed nie, kom ons speel aan, goeie met die bene dryf, dan gaan die arm uit daar vir 'n strafskop vir help mekaar. En ontkry die bal in speler gelyktydig, klip hard daar so in daai duikslag ingehardloop. Maar die skeieregter wat tog terugkom daar. Kommentators hierso, lyk my ons het so in sy oor gefluister. Op die ou end het hy tog die regte besluit daar gemaak. Klein bietjie haastig gewees daar deur die verdediger van Boys High, maar die opskietverdediging van Boys High wat op hierdie stadium baie goed vir hulle werk. Ja, beslis dit baie goed vir hulle want hulle sit definitief help mekaar onder druk in die agterlyn en wanneer hulle die balle opvat. So dit gee net die aanvallers net minder tyd om te dink. Aandag nou hier by help mekaar. Paar minute terug 'n makliker skop gehad. Hierdie keer wil hulle tog kyk of hulle daai telbord kan laat aan die gang kry. Loop agter 5-0. Wat maak hy met hom? Onmiddellik draai om, tel sy skopkegel op. En die eerste punte vir help mekaar is op die telbord, 5 punte teenoor 3. Met so 3 minute se speeltyd wat oorbly. Hier in die Absa Wille Klawer onder 16 afdeling. Ja, meneer beslis 5-3 in gun van Parel. Help mekaar het hulle punte gekry, so so dit nou, hulle gaan nou beter, hulle sal nou moet speel om balbesit te behou en punte aan te teken. Afskoppe, baie belangrik hierso, wil nie graag aan hulle eie kwartgebied gevang geword nie. Baie goed daar so in die hande gekry, deur hierdie speler van help mekaar, gaan dan grond toe. Onmiddellik diep agter vir die loskakelbar. Jonk, verskoning daar so. Skop die bal veld af, nie uit nie. Kan natuurlik, die bal was buite die 22 meter gebied. Goeie loop hier deur Paul Boys. Voorspelers, hulle bly daai momentum bou. Vir Paul Boys, dan skop hulle so oor. Bal wat toegelaat word om te hop. Weer 'n keer op die voet. Kan hierdie uitwerk. Skeieregter wat hulle gaan terugroep. Heel waarskynlik 'n aanslaan wat daar bemerk is. En die manne wat gaan terugkeer daar so waar die bal op die grond gegaan het. Ja, presies daar so lyk my tog die hande geraak. Verniet opgewonde geraak. Ondersteuners van help mekaar. Maar die druk weer vierkantig op die skouers van help mekaar. Hulle is op die 22 meter lyn met 'n Paul Boys wat kan ingooi. Ja, beslis dis 'n guldige geleentheid vir Paul om vir Parel om aan te val. Hulle is in die regte plek van die veld. Goeie skram daar deur Paul Boys. Dan die skeieregter wat daar op sy fluitjie blaas. Wys daar so onkansspel. En onmiddellik Paul Boys wat wil kyk of hulle daai 5 punte voorsprong kan herstel. En 'n goeie besluit, net so voor halftyd, kyk of hulle daai punte op die bord kan kry. Nog baie rugby wat gespeel moet word uit die aard van die saak, maar op die ou end 'n strafskop aan die einde kan dit dalk nog red. En nie beslis die punte verskil. Alles gaan oor die punte verskil en die tweede helfte ons weet nie wat gaan gebeur nie. So om jou punte op te samel is
as jy die geleentheid kry, dan vat jy jou punte. Tref met die regtervoet, wat maak hy met hierdie ene? Hierdie keer is hy tussen die pale deur en die 5 punte voorsprong is herstel. Ballboys, hulle telling gaan opskuif na 8 punte teenoor die 3 van Helpmekaar. En miskien is dit die roete om te gaan, kom in die gebied, dwing die fout af en vat die punte as dit vir jou gegee word. En natuurlik daar so daai opwindende 3 wat altyd iewers gaan kom. Spelers wat baie goed met daai natbal onder druk ook nogal speel. Bal wat daar so vir Helpmekaar geskop word, wat toegelaat word om te hop. Moet nooit 'n bal laat op nie. 'n Rugbybal is nie rond nie en dit is presies wat die Parel hoër jongenskool wou gehad het. 'n 3 wat daar gedruk word, uit niks uit nie. Die bal wat toegelaat word om te hop. En op die ou end, die telling wat aanskuif vir die Ballboys na 12 punte teenoor 3. Manne van Helpmekaar wat daar agter die paal 'n gou kringetjie maak. Besluite moet geneem word. Wie se bal was daai gewees? Hoekom het ons hom toegelaat om te hop? En dit is rugby. Bal wat nooit gaan op soos wat jy dink of hoop hy gaan op nie. En dit is presies wat hierso gebeur. Ballboys, hulle sit 5 punte by met 'n doelskop om te volg. Dan kyk beslis Helpmekaar se spelers het die skop opgevolg en Helpmekaar se spelers 'n bietjie onder druk gesit en ek dink dit het eintlik toegelaat waarom hulle die bal laat hop het en die bal was geskep deur een van die Parelseuns en 3 gedruk. Skop wat geskop word, hy word regs verby gestoot. Punte wat nie verander nie, 12 punte teenoor 3. En Helpmekaar die druk wat so klein bietjie begin oplaai, voorsprong wat rek. En die geleenthede wat gebruik gaan moet word deur Helpmekaar. Ballboys, hulle wys hoe word daai geleenthede op hierdie stadium gebruik. Onmiddellik weer die bal wat teruggeskop word vir Helpmekaar. Kry hom daar so in sy eie halfgebied, kyk links, kyk regs, goeie voetwerk. Daar deur die heel agter van Helpmekaar, De Wet. Gaan dan grond toe. Die skeieregter verduidelik daar die manne wat daar van die voete afgaan. Nee, dit lyk tog daar die verdediger wat nie die speler op die grond los nie. En Helpmekaar wat gaan kyk hoe ver hulle hierdie bal kan uitskop. Rek hom en is 'n goeie skoppie daar. Deur Helpmekaar se losskakel, Jonk. Natuurlik al hierdie manne, hulle veg vir posisies in daai Grand Como spanne so klein bietjie later vanjaar. Helpmekaar veilig daar aan die voorkant, klein bietjie bal wat nie heeltemal raak gevat kan word nie. Nog steeds Helpmekaar, sien so klein gapentjie daar, goeie aangee, ongelukkig daar so. Die bal wat nie na hand gaan nie. Lyk tog vir my daar die bal wat daar van 'n kop afgekom het. Helpmekaar, hulle is in die kwartgebied van Ballboys. Hulle kort punte hierso so skuins voor halftyd. Goeie werk manne in die buitekant, kort vinnige aangee, was daai vorentoe, skeieregter sê hy is tevrede. Man wat daar baie kort lyn en aggressiewe lyn gehardloop het. Dan is dit die Helpmekaar man wat uiteindelik sy knie op die grond kry. Dan weer 'n keer daar in daai stukkie Nieu-Seeland wat daai manne daar so gaan spartel en splas vir die bal. Omkeer besit. En dit is die storie op hierdie stadium van hierdie wedstryd. Helpmekaar wat tot in die 22 meter gebied kom. Foute wat begaan word. En dan Ballboys wat hulle net eenvoudig terugskop tot in hulle eie halfgebied. Mooi daar ingewag deur die 7 flank van Helpmekaar, Aiden Smit. Self 'n losskakel gewees op sy tyd. En dan daai bal vinnige ingooi daar deur Helpmekaar. Al word ver veld afgeskop.
En dan 'n pragtige skop deur die span van Help Mekaar. Maar die halftydfluitjie wat enige oomblik nou kan blaas. Laaste geleentheid miskien vir Help Mekaar. Nee, beslis laaste geleentheid vir Help Mekaar. Hulle is in die 22 van Paul Boys. Hulle moet die bal wen, die balle hou en nie onnodige foutjies begaan nie. Hulle moet punte aanteken. Goed gerang daar deur Sebastian Marx, nommer 6 flank van Help Mekaar. En dan die aangee of die aanslaan daarso deur Hayden Smit. Kon nie lekker besluit wie moet nou eintlik daai bal optel nie. En dan daarso die bal wat daarso los lê. 9 wat vir die voorspelers verduidelik. Vat julle hom en dan die aanslaan wat daar gebeur word. En dan is dit die halftydfluitjie wat tog op die ou end blaas. Maar Heinrich op hierdie stadium, hierdie kant toe, daai kant toe, nog nie regtig sinvolle, konstruktiewe rugby noodwendig nie. Maar die tellbord, die wys 12 punte teenoor 3. Nee, beslis, definitief. As ons kyk nou so, veral soos Help Mekaar nou in die laaste gedeelte, hulle kry geleenthede om punte aan te teken of om te werk om punte aan te teken. Hulle moet die bal in die hand hou en Paul Boys verkies om agter Help Mekaar te speel en wat hulle die foutjies daarso maak en daarvan af kan hulle ook begin om aan te val. Dit is dan die halftydfluitjie wat geblaas word. Paul Boys 12 punte teenoor Help Mekaar se 3 punte. Ons moenie te ver gaan nie. Ons is nou weer terug met die tweede helfte.
hierso by die tweede helfte van die onder 16 wedstryd tussen Paul Boys, Paul Jongenskool Parel en die Help Mekaar College daar uit Johannesburg uit. Wille Klaver wat vir ons baie aksie en baie geleentheid bring en ons sien uit na opwindende tweede helfte by die stadium. Paul Boys wat voorloop 12 punte teenoor 3. Saam met my in die kommentaarhokkie meneer Heinrich Straat, 'n boerling hier in Kimberley, onderwyser hierso by een van die skole hierso in die stad. En ons sien uit om te kyk wat hierdie twee spanne vir ons oplewer hier in die tweede helfte. Ja, beslis, ek dan Help Mekaar gaan bietjie beter moet doen, balbesit te behou om in die helfte van Pere Boys te kom, so hulle kan punte aanteken. Jano Henning hard ingehardloop daar, dis die hakker van Help Mekaar. Dan wag hulle weer 'n keer. Die jager skramskakel van Help Mekaar om daai bal voor sy voorspelers te hou. Weer 'n keer die keuses wat gemaak word, voorspelers wat probeer kyk of hulle daai verdedigingslyn van Paul Boys kan breek. Dan word hy tog daar so op die voete gesit, so klein steekskoppie. Op heeltemal te mooi daar vir Paul Boys. Help Mekaar, hulle sou graag 'n baie leliker hop natuurlik sou wou gehad het. Ver uitgeslinger daar, so is daai aanslaan. Ja nee, verseker, skeieregter wat daar terug gaan. Aanslaan wat begaan word, man in 'n onkant posisie. En nou is dit daai keuse tyd waar ons vroeër gesels het, Heinrich. Ja nee, beslis, dis maar 'n moeilike tyd nou. As jy vat jou 3 punte of jy vat jou pale, maar soos ek sê, die is die besluite wat moet gemaak word. Sian Jong daar so losskakel van Help Mekaar. Maar daar vir die skeieregter verduidelik, meneer, ek sal onmiddellik hierdie 3 punte op die bord wil sit. Kyk of ons daai 13-3 kan verander na 13-6. En dit beteken ons gaan dalk 'n bietjie vroeër kan punte sien hier in die tweede helfte. Eerste helfte lank wat ons moes wag, 15 minute vir die eerste punte. Nou eers Jong. Met die regtervoet, wat maak hy met hierdie ene? Onmiddellik draai om. Skeieregter is tevrede, lynregters is tevrede en dit is presies die medisyne wat Help Mekaar wou gehad het. Nee, beslis om eerste punte aan te teken in die tweede helfte. Dit gaan net die intensiteit van hulle spelers lig om meer druk onder Paul Boys te sit. Paul Boys se Barnard, hy doen die afskopwerk. Skop hom lekker ver af, dan die fout wat begaan word van die afskop af. En dit is wat hulle in Engels praat ons van 'n coach killer. So paspunte op die bord gesit, maak die fout van die afskop en onmiddellik is jy weer onder druk. Ja nee, hulle sit hulle self nog weer onder druk. As gevolg van hy fout wat begaan is. Hulle het nou so pas 3 punte aangeteken, onmiddellik na die afskop sit hulle weer Paul Boys in 'n sterk posisie om aan te val. Paul Boys, hulle gaan kyk hierso, hulle is 'n agterlyn wat na die linkerkant toe uitstaan, daar oop veldgebied, groot klein kantjie wat ook gebruik kan word natuurlik. En dis altyd 'n gevaarlike posisie om in te wees. Dan die besluit Libbe, hy speel daar vir die agterlyn bal wat so klein bietjie agtergelaat word. Voorspelers wat nou daar so moet terugkom in hulle posisie. Maar die bal is nog steeds onder beheer van Paul Boys. En geneem daar deur Paul Boys se spelers. Dan skoppie wat plaasvind, maar die eerste fout, die bal wat verloor word en dan eers wat hy daar so deur geskop word en 'n skram wat toegeken word aan Help Mekaar. Natuurlik Wille Klaver, 'n toernooi wat al in 2009 sy eerste toernooi aangebied het, daaronder in die Parel, maar 'n Parel Gimnasium, nie Paul Boys nie. Toe het hy so 'n bietjie rondgeskuif, hy was bietjie by Pretoria daar by Affies, Maritzburg College daaronder in Natal, maar sy huis is hier in Kimberley by die Diamantveld Hoërskool en soos ons reeds genoem het, ongelooflike geleenthede wat hierdie seuns kry. Ja nee, elke jaar kom daar net nuwe talent deur en alles begin by die Absa Wilde Klawer sporttoernooi. As waar spelers regtig 'n geleentheid kry om te wys wat hulle kan doen en almal is hier so afrigters van ander skole. Gister het ek vir die Maties afrigter Kabamba verloors ook raak geloop. So hier's heelwat spelers en afrigters wat kom kyk waar hulle moontlike talent kan opskep. Ja, ek het selfs net nou ook Chaka Willemse daarso van die NWI wat daarso onder die NWI
gazebo gesit het. Hy is hierso en is so ook 'n hele klomp van die ander universiteite wat kom kyk hierso vir kwaliteit vir spelers en natuurlik die Varsity Cup wat 'n baie groot geleentheid skep ook net na skool. Maar nou eers daarso Parel Boys, daai man word uit sy skoene uitgeduik, so klein bietjie in 'n swak posisie wat hy daarso die bal ontvang en die duikslag, hy gaan hom voel tot môre in die hospitaal. Nee, dit was 'n goeie duikslag. Die bal is omgekeer. Nou is help mekaar in 'n posisie om te kan aanval. Yes. Sy ribkas moet seer wees. Ja nee, wat, daai ribkas gaan hy vryf nog so 'n klein bietjie later vanaand. Maar dit is as jy in 'n posisie geplaas word wat jy nie graag wil wees nie. Maar hierso is aanvalsgeleentheid vir help mekaar. Hulle het uitgekom daar uit hulle kwartgebied uit. Hulle teruggeveg tot in die halfgebied van Paul Boys. Nou is dit die jager, hy speel daar vir die agterlyn. Ver oorgee aangee vir help mekaar. Man daar in die 14 tryd is Hannes Pretorius. Hy gaan grond toe, plaas die bal terug, onmiddellik die jager wat by is. Voorspelers daarso, nee, hierdie keer is dit Keegan van Jaarsveld. Buite senter van help mekaar wat daai bal daar inneem. Manne van Paul Boys baie haastig en hulle kort dit dringend. Hulle loop agter een puntjie op hierdie stadium 13-12. Geleentheid vir Paul Boys, hulle het gevorder tot so 5 meter, 6 meter vanaf die doellyn van help mekaar, dan gaan hulle oor die kantlyn en die lyn staan wat gehanteer moet word deur Janu Henning, die hakker van help mekaar. Waar gaan hulle gooi? Aan die voorkant, goeie werk daar deur Sebastian Marx, onder druk. Bal wat nie die kantlyn gaan vind nie. Parel Boys high wat daar so daai bal terugneem, het lyk soos die linkervleuel, Jude Vickers. Harde en aggressiewe dryfwerk deur Paul Boys, hulle weet hulle kan 3 druk, hulle het al 3 gedruk. En dan was daai opsetlik, ja, skeieregter se arm wat daar uitgaan. Bal wat daar lyk my afgeklap is deur een van die spelers van help mekaar. En dan die skeieregter wat hulle gaan terugbring. Bal wat opsetlik afgeklap is deur een van die verdedigers van help mekaar. En wat sê Paul Boys? Kom ons vat die 3 punte, Heinrich. Hulle vat die 3 punte, beslis, is die beste besluit. As jy die geleentheid kry, maak gebruik van jou kanse, vat die punte, vat net die punte. Van Paul Boys het nou die hele laaste 3-4 minute geweldig gedruk op help mekaar gesit in help mekaar se 22 en dis waar die foutjies begaan is deur help mekaar en dit gee nou vir Paul Boys 'n goue geleentheid om punt aan te teken. Paul Boys maak geen fout nie. Hulle is weer terug in die voortou. Afskop wat ingewig gaan word. (15 punte, speel 13. Paul Boys, hulle loop weer voor, 'n skrale 2 punte. Natuurlik 'n strafskop kan hom nog steeds red vir help mekaar. Goed in die bal ingehardloop, maar 'n goeie duikslag wat daar so skouer en ribbekas wat mekaar ontmoet. Paul Boys, hulle wil terugkom, my wyntjie is in hulle rug op hierdie stadium. Dan word hy op die voet gesit, bal wat toegelaat word om te rol. Tot diep agter in die amper op die doellyn van help mekaar kry hulle besluit om hy bal uit te hardloop. Duikslag wat nie heeltemal getref word nie. Man wat daar hardloop met die bal is Andrieg van Sail. En dan die skeieregter wat sy fluitjie blaas. Andrieg van Sail, goeie werk gedoen daarso. Vertrou sy spoed. En nou is dit lyk my tog hy wat daarso bly lê. Dit is tog hy was so daarso bly lê. 'n Fout begaan. Die speler van Paul Boys het hy weggerol nie. Daarvoor was hy penalty toegeken deur die skeieregter. Man daar so Andrieg van Sail wat daai bal daar uitgehardloop uit daar so uit sy eie doelgebied uit.
En 'n klipharde skouer wat hy ontmoet het daarso van een van die Parel Gimnasium manne, van die Paul Boys manne, tref die man daar in die ribbekas. En ek dink dit is wat hy ook op hierdie stadium voel. Nie heeltemal afgebring grond toe nie, maar ek dink die wind wat dalk so klein bietjie het sy seile uitgeslaan is. En dit is wat hy net gou besig is om behandeling te ontvang daarso van die mediese personeel. Ja, nee, beslis. Hy het 'n bietjie sy tweede asempie terugkry. 'n bietjie wind hy was 'n goeie hit gewees op hom. En ek dink hy wil net 'n bietjie asem skep nou. Lyk tog vir my daarso in daai duikslag het hy nog 'n baie harde duikslag gekry, kop dalk ook gestamp. Afrigters wat nou 'n besluit moet neem, hou hulle hom op die veld, vat hulle hom van die veld af. Nee, dit lyk vir my van Sail se wedstryd is iets van die verlede. Hy voel nie lekker nie. Ons sy span mooi daar die moeilikheid uitgehardloop. Maar die horlosie wat aanhou klop, meedoenloos 15 punte teenoor 13 in die guns van Paul Boys. Bal wat uitgeskop is op die halflyn, net hier voor die kommentaarhokkie, hakker daar so Janu Henning, wat gaan voer, mooi gerank, daar deur help mekaar, speel vir die agterlyn, so 10 meter wat verloor word in die proses, verdediging van Paul Boys op hierdie stadium, baie goed, in die gesigte van help mekaar, en in die proses help mekaar wat so 10 meter verloor het. Rikus die jager, hy kyk of hy daar deur 'n gapentjie kan kom, hy is in die moeilikheid, hierdie bal wat opgehou gaan word. En natuurlik, 'n mall collapsing is still 'n mall, maar goeie werk nietemin daar deur help mekaar, om daai bal nog steeds in die kloue te hou. Speler wat daar so nog steeds, so stadig maar seker, help mekaar wat hulle self in die moeilikheid inspeel. Die skoppie op die voet, weet nie of dit die regte besluite is nie, maar op hierdie stadium, die verdediging van Boys High wat baie goed werk, om die help mekaar manne agter die voorlyn te keer. Ja, nee, beslis. In die eerste helfte het Paul Boys hulle verdediging lyn, hulle het die spasie vinnig toegemaak en hulle is nou weer besig om dit te doen. En hulle sit nou geweldige druk op help mekaar se spelers. Vaste skram daar so op PW Du Plessis, Janu Henning, Rudy van Tonner, Luka Gerasima, Ewald Lou, Bismarck van Eden. Manne wat mekaar daar so in die voorste gestoeltes veg. Dan is daar spelers wat daar so op die veld was besig om op te warm. Weet nie of hulle invloed gehad het nie. Ja, dit lyk tog vir my daar skeieregter wat daar met die manne raas. Natuurlik met hierdie getal deelnemers by hierdie toernooi, opwarmingsareas is maar klein en min, en ek dink dit is wat hier gebeur het. Spelers wat daar so klein bietjie in die moeilikheid gaan wees, skeieregter wat daar gaan raas. Verduidelik vir manne, julle kan nie op die veld kom nie. Ja, nee, so baie spanne wat hier so is. So die spasie vir opwarming voor 'n wedstryd is bietjie beperk. En daar is moet beslis nou het ons gesien wat se impak het dit. Help mekaar se skram daar so onder druk. Goeie werk tog deur die jager na Jonk wat hom ver veld afskop. En 'n onderdruk, 'n goeie stukkie spel deur help mekaar. Ja, nee, beslis help mekaar doen goed. Van die bal op die voete sit om hulle uit die moeilikheid te kry. En dit is wat moet gedoen word in hierdie oppervlakte. 5-man lyn staan deur Paul Boys. Dan die hakker, hy kom daar om die hoek. Dit lyk vir my soos Ewald Lou. Hy word daar teruggeduik daar, net so neffens die modderplas. Goeie werk nog steeds deur die span van Boys High, en dan omkeer besit. Deur help mekaar, uitstekend gedoen daar, so een van die agterspelers wat daar so die duikslag uitvoer, hande op die bal kry, en 'n strafskop wat toegeken word, deur help mekaar.
Wind wat so bietjie daar so die kameramanne amper hier bo van die installasie afwaai. Ja, nou wys jou die een bal in die hand alleen, geen ondersteuners nie. Dit is 'n geleentheid vir Jaap mekaar se Logan Oosthuizen 'n geleentheid gegee om die bal te speel en die strafstop te kry. Aandag terug by die wedstryd, help mekaar wat daar so weer 'n keer 'n dryfmaal beweging van Stapel stuur. Vorder tot so op amper die 22 meter lyn van Boys High, nog steeds beweeg hulle vorentoe, dan gaan hy grond toe. Die Jager, hy kyk daar vir die agterspelers, agter die rug verby, man wat daar so klein bietjie voor die baldraer is, maar help mekaar, 'n strafskop gaan vir hulle 'n geleentheid gee, hulle moet net hierdie bal hou, kyk of hulle vir Paul Boys hierso kan onkant betrap. Paul Boys, hulle verloor dan daai bal, ongelukkig daar vir die manne van help mekaar. Twee manne wat daar kliphard in mekaar in hardloop, dit is 'n Aiden Smit wat daar so kontak maak, maar hulle is terug op die halflyn. Bal wat lyk my daar so in die duikslag verloor is. Weer 'n keer Jonk, hy kyk so mik so die kant, mik so daai kant, dan moet hy homself opneem. En dan is daar 'n besluit wat nou moet geneem word. Ons het al reeds gesien hierdie skopper van Paul Boys, dis beslis binne sy bereik. Wat sou jy maak? Nee, beslis, ek dink daar het hulle besluit om Paul te skop. Goeie besluit, omdat die telling, die punteverskil nie so groot is nie. En is nog die laaste paar minute van die tweede helfte, hoe gou punt dan geteken word, beter. 15 punte teenoor 13. 'n suksesvolle strafskop kan dit 18-13 maak en dan gaan 'n strafskop nie meer genoeg wees vir help mekaar nie. En ek dink dit is dan ook presies die rede hoekom Paul Boys hierso vir die paal mik. Nie net dat hulle die tyd opvreet nie, maar ook dat hulle kyk of hulle daai voorsprong kan rek. Ja, nee, is 'n guldige geleentheid vir hulle om die voorsprong te rek, wat net help mekaar onder meer terug gaan sit in die laaste paar minute. Nie heeltemal daar waar hy hom bedoel het nie. Telling wat gaan bly op 15 punte teenoor 13, maar help mekaar, hulle is in hulle eie kwartgebied. Hulle sal graag hier wil uitkom, hand op die bal kry, kyk hoe naby en hoe suksesvol hulle in die halfgebied kan kom van Paul Boys. En dan moet hulle hard werk vir 'n 3 of vir 'n strafskop. Hulle self in 'n posisie sit om hierdie wedstryd te wen. Paul Boys hardloop spasie, skop die bal daar oor die koppe. Goeie werk, goed ingewag daar deur help mekaar, sien die spasie. Aan die oorkant lyk dit my Wiekers. En wat 'n pragtige skop deur die manne daarso van Paul Boys. En die druk bly vierkantig op die skouers van help mekaar. Goeie skop daar deur die Paul Boys speler in die 22 van help mekaar. Help mekaar gaan hulle self onder druk nou. Nou moet Paul Boys net die bal in hand hou en maak seker hulle kan punte aanteken. En gegooi daar in die agterkant van die lyn staan Paul Boys manne wat nou daar kop insteek, hard werk hulle vorentoe. En dan die skeieregter wat alweer 'n keer soos vorige geleenthede sy fluitjie blaas, use it or lose it, gebruik dit of verloor dit. In hierdie geval Paul Boys van die bal verloor, maar hulle is in die regte area van die veld. Ja, hulle is in die regte area van die veld. Dis nog 4 of 5 minute oor en hulle het 'n fout begaan, maar hulle kan nog steeds die skrim onder druk sit van help mekaar, want hulle het die bal het hulle aangeslaan en is nou skrim help mekaar. Vryskop vir help mekaar. Oorloosie sê daar's nog so plus minus 3,5 minute oor. Vinnige tikskoppie, Jonk, hy skuif die bal daar na die oorkant toe. Was dit die regte besluit? Bal wat nie mooi onder beheer kan gekry word deur Paul Boys nie. Nog steeds Paul Boys. Dan word hy daar oor die kantlyn geboener met so 3, 4, 5 manne van help mekaar op sy rug. Maar op hierdie stadium, die manne van Paul Boys, hulle speel in die regte area van die veld. Hulle doen die regte dinge om die bal in hand te hou en help mekaar. Hulle het nodig om hier uit te kom en hoe gaan hulle dit doen?
Ek dink die enigste manier om dit te doen is om die balbesit te bekry en gebruik maak wat die bal in die hand en Paul Boys se helft te kom. Omkeer besit daar so in die lyn staan vir die span van Paul Boys. Paul Boys so klein wys hy dan geleentheid vir die manne van die Parel. Hulle korte meter en 'n half. Hard werk hy vorentoe die verdediging. Goeie werk daardeur. Lyk my Ryan X vir die man daar terugdryf. Maar die eerste oortreding, die duikslag, die man wat nie wegrol nie. En met 2 minute wat oorbly, vat hulle die 3 punte, hou hulle die bal in die regte area van die veld. Natuurlik 'n strafskop sou beteken hulle moet terug na hulle eie halfgebied toe. Goeie besluit hier deur die afrigters, deur die spelers van Paul Boys om hierdie bal by die voorspelers te hou. Hulle het 2 minute wat hulle nog aan hierdie bal moet vashou, aan hierdie voorsprong moet vashou. Amper 1 meter. Gestuit. Weer 'n keer gestuit. Dit is goeie verdediging deur help mekaar. Dan is daar 'n man wat besluit hy wil die N1 gebruik. Reguit roete daarbo oor. Dit werk nie heeltemal vir hom uit nie. Paul Boys nog steeds, hulle hou die bal, die horlosie wat bly minder en minder word. 1,5 minute wat oorbly vir hierdie wedstryd. Paul Boys, geduld is die wagwoord. En dan is daar omkeer besit. Is dit waarvoor help mekaar gehoop het? Aanslaan, spelers van die help mekaar wat net te stadig daar was. Man van Paul Boys wat sy hande op die bal kry, aanslaan begaan. En so amper help mekaar wat hier so kon wegkom. So amper help mekaar het nou die bal in die hand. Paul Boys was nou die 'n hele paar minuutjies nou in hulle 22 en geweldige druk op help mekaar gesit en die fout het Paul Boys begaan en help mekaar nou weer die bal besit in die skram. Wil amper vir jou sê Heinrich, hierdie is dalk 'n laaste desperate poging hier van help mekaar. Hulle kort die punte en hulle kort dit nou. Onder druk, 8ste man wat daar so baie goed doen. Slinger die bal dan na die buitekant toe. Dan word die bal vorentoe geskop, maar ongelukkig daar so direk oor die kantlyn. Klein bietjie geïsoleer gewees. En desperate katte maak desperate spronge, maar hierdie ene werk nie uit nie. Nee, het nie uitgewerk nie. Beslis alleen op volveld afgeskop, maar direk uit. Teruggeklap en dan word hy eenvoudig oor die kantlyn geskop. Dit gaan dan die einde van die wedstryd wees. Dis Paul Boys wat 'n hardverdiende oorwinning hier gaan behaal van 15 punte teenoor 13. Span van Johannesburg, hulle gaan huis toe met 'n verloor agter die naam, maar pragtige wedstryd, harde wedstryd, moeilike omstandighede. Nee, beslis, dit was 'n goeie wedstryd. Veral in die eerste helft het Paul Boys help mekaar onder druk gesit. Tweede helft, begin van tweede helft het help mekaar eerste punt ingeteken en hulle dieselfde gedoen wat Paul Boys en hulle gedoen in die eerste helft. Die bal was rondgegooi, foute was begaan. Maar nee, beslis 'n goeie wedstryd in hierdie nat omstandighede en ek dink die seuns het dit geniet. Ja nee, verseker. Van my, Mille van der Nest en Heinrich Straat hier in die kommentaarhokkie vir SuperSport Schools. Tot 'n volgende keer. Totsiens. Totsiens.